Goeiedag. Ek wil vandag met u praat oor iets wat so algemeen in Suid-Afrika is. So algemene ervaring wat mense tussen mekaar het en handhaaf. En dit is woede. Geweldig woede in mense se harte. En ek wil vir u lees wat die Bybel sê, Spreuke 27 vers 4. Hy sê, woede is wreed en toorn kook oor. Woede is wreed en toorn kook oor. Woede is wreed in die eerste plek teenoor jou, maar dit is skadelik vir jou. Dit is skadelik vir jou geestelike welsyn, jou emosionele welsyn, jou liggaamlike welsyn. Dit is baie skadelik vir jou. Woede is wreed. Hoekom sê die Bybel woede is wreed? Want as woede nie geëlimineer word uit 'n mens se lewe nie, as woede geherberg word, loop hy altyd uit op wreedheid. Want die Bybel sê, toorn, dis woede, kook oor. Jy weet hoe lyk 'n pot wat op 'n stoof staan en kook, sê maar 'n pot sop. Jy weet hoe gevaarlik dit is as daai pot begin oorkook. Daai kookwater, daai warm sop begin oorspat daarso. Of 'n pot olie. En die olie begin oorkook, val op daai warm plaat. Nie lankie is daar vlamme en die gordyntjies by die stoof, waar ook al vat vlam. Of jou klere vat vlam. Woede is wreed. Woede vang wrede goed aan. Woede is moedswillig. Woede sê lelike goed. Woede beledig. Woede verkleineer, verwyd. Woede se woorde bring dood in ander mense se lewe. Woede is wreed. Woede saai verwoesting. En daarom moet 'n mens nie lank loop met woede in 'n mens se hart nie. Ons sien dit op die paaie, ons sien padwoede. Hoe mense mekaar van die paaie afdruk, voor mekaar indruk, vir mekaar die vuisbal, vir mekaar skree. Is daar woede in jou lewe? Het jy woede teenoor jou huweliksmaat? Het jy woede teenoor jou skoonouers? Het jy woede dalk teen God? Wanneer 'n mens iemand deur die dood verloor, kan 'n mens, dis een van die elemente wat 'n mens ervaar, wanneer 'n mens deur rousmart gaan, is mens kan woede beleef. Jy kan selfs woede beleef teenoor die een wat dood is. Jy kan voel hy het jou ingedoen deur nou al te sterf. Jy kan voel hy wou nie veg vir sy lewe nie en jy sit nog met woede. Jy kan woedend voel vir die Here. Dat jy voel die Here was onregverdig en die Here het jou geliefde geneem. Maar weet jy, daardie woede is net skadelik vir jou. Jy sal iets moet doen aan daardie woede, want ergens gaan hy oorkook. Ergens gaan hy oorkook. Mense skiet ander mense dood uit woede. Mense pleeg selfmoord uit woede. Woede is wreed. Hy breek, hy bring verwoesting waar hy gaan. Hy is 'n terroris wat opstaan in jou hart en jou denkwêreld. En hy begin eers hierso in die denke en dan in die hart en emosies begin hy verwoesting saai. En as hy klaar gespeel het met jou daar, dan begin hy jou uitkook uit. Die lewe in na ander mense toe. 'n Mens moet dit ondersoek. Somstyds is daar hormonale veranderings wat plaasvind in 'n mens. En een van die gevolge daarvan kan wees dat 'n mens aggressie en woede beleef. Dit moet 'n mens by 'n dokter gaan uitvind, of dit so is. Daar kan skuldkleurtoetse gedoen word, allerlei toetse kan gedoen word, want daar is baie keer mediese oorsake van woede. Die punt van dit alles is net, die Bybel sê, woede is wreed. Hy kook later oor, en dan vang 'n mens onverantwoordelike dinge aan, en jy sê onverantwoordelike dinge. Ag, as jy met woede worstel, kry hulp en gaan na die Here toe. Gaan na die Here toe en bely dit. Sê Here, ek kan nie so aangaan met hierdie woede nie. En onderskei, identifiseer wat jou dan nou so woedend maak
En hanteer dit en kry advies hoe om dit verder te hanteer. Maar moenie moet woede loop nie, want woede is wreed en toorn kook oor. Kom ons bid saam. Here, ek bid vandag vir mense wat swaar kry, wat ly onder hierdie woede, wat binne in hulle dreun en bruis. Woede wat hulle verteer, wat hulle opvreet, woede wat knaag aan hulle. Ek bid U Here, o dierbare Heilige Gees, laat die vrede van die Here wat alle verstand te bowe gaan, net oor hulle harte en sinne kom, en wys vir hulle 'n pad uit, Here, verlos hulle, genees hulle van woede. Ek roep vandag oor lewens uit, 'n hart vol vrede, 'n hart vol tevredenheid, in Jesus naam. Geef vir mense wysheid, hoe om ontslae te raak, hoe om woede te oorwin. Dankie dat U nou betrokke raak en mense help hierin. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus en ek sê baie dankie Here dat U bereid is om met U groot liefde ons by te staan, ook in hierdie saak. Amen. Die Here seën U ryklik veral met sy diepe vrede. Totsiens.